Eureka, vandag se vraag is, waarom weerstaan ek die dinge wat ek weet my sal help? Ja, dit is 'n eeuoue vraag. Eeuoud. Nee? Wat vir my so mooi is van hierdie vraag wat ons sou antwoord, daar's altyd vir my 2 of selfs 3 vlakke, nê. Die boonste vlak is maklik, jy procrastinate want jy weet jy's lui of jy wil nie, jy weet sekere jy wil nie hard werk nie, so hoekom sal ons nou, jy weet, hierdie take aanknoop? En dan is daar soos in vandag se gesprek 'n baie ander, heeltemal totaal onverwagse, jy weet, verduideliking hiervoor. So, jy weet, as ons net kyk en die mense wat my nou al beter ken sal weet, ek wil altyd wetenskaplik verstaan hoekom 'n ding so is. En gelukkig in vandag se tyd het ons die wetenskaplike bewysings daar agter. Maar jy weet, daar is konstant energie teenoor bedreigingsstelsels wat in jou brein met mekaar te doen het. Nou, bedreiging, kom ons sê jy is oorgewig en jy wil graag gewig verloor, dan verhoed jy om te begin oefen, want jy's nie lus om die moeite in te sit nie, of jy is nie lus vir hard werk nie, of jy het jou lewe gekondisioneer dat dinge net maklik kom vir jou, so hoekom moet ek nou opstaan van die bank af en gaan oefen of jy weet gesond eet? So dis die boonste vlak. Maar die onderste vlak van dit is dat die bekendheid teenoor verbetering 'n baie dieper proses, jy weet, aan die gang kry. As ek gewig verloor, hoe sal dit my verhoudings beïnvloed? As ek gewig verloor, gaan mense my nog lief hê vir wie ek is. As ek gewig verloor, gaan my dalk problematiese patrone in my lewe gaan mense afskeid doen van my. Want ek is nie meer wie ek is nie. Ek kan dalk nie meer so beheer word soos wat ek altyd was nie. Miskien moet ek nou begin nee sê vir die ma wat kies om my te voer deur om my lief te kry, en hoe gaan dit my verhouding met daai persoon beïnvloed? So dis eintlik waaroor vandag se gesprek gaan, is watse patrone behou ek? Hoekom is verandering gelyk aan onsekerheid, gelyk aan 'n potensiële bedreiging? En wat beteken dit in my lewe vir my? So dis 'n baie dieper gesprek. Dit is 'n Iets dieper niets gesprek. kan dalk seer beteken. Ja, want wat ek hoor is, wat ek ervaar van mense wat al briewe geskryf het en sulke goed, wat regtig hulle is desperaat om te verander. Kyk, gewig verloor is altyd 'n goeie voorbeeld, want daar word so baie in die samelewing gekoppel aan hoe ons lyk. En dit is verkeerd, maar nou is ons daar. Nou, mense is so desperaat daarvoor, maar wat jy nou as voorbeelde genoem het, voel ek is goed wat in die onbewuste gebeur. Dis nie goed wat jy noodwendig hier voor jou dink, want ek bedoel, niemand gaan dink, hoekom gaan mense my anders hanteer as ek maarder is nie. Inteendeel, mense dink as ek maarder is, gaan meer mense van my hou. En daai voel vir my, dit is 'n baie meer onbewuste ding wat jy sê. So met ander woorde, ek wil amper nou, ek weet nie wat reg of verkeerd, jou brein besef wat nou gaan gebeur, maar jy's nie heeltemal bewus wat gaan gebeur nie, en dis jou brein wat jou dan keer om jou te beskerm. Absoluut. Jy weet, jy het, kom ons, gewig is eintlik 'n goeie voorbeeld. Ek wil net konteks gee. Jy weet, voor iemand vir 'n barochirurgie of soos 'n gastric bypass gaan, moet hulle deur 'n klomp hoepels spring, nê? En die een, ek wil sê fundamentele hoepel is die sielkundige hoepel. So, sover ek verstaan, die gevalle waarmee ek al gewerk het, was daar 6 sessies wat ons moes gehad het voor hulle eers besluit of hulle die pasiënt sal vat vir hierdie chirurgie. En hoekom? En daai gesprekke wat ons daar het, is verskriklik belangrik. Ons vra af, hoekom het jy vet geword om mee te begin? Hoekom het jy oorgewig opgeëindig om mee te begin? Wat se problematiese patrone in jou verhoudings is daar wat veroorsaak het dat jy hier gekom het? Wat se trauma het jy dalk beleef dat die rede is dat jy verskriklik oorgewig is? Nou, ek praat hier van mense wat geweldig oorgewig is, nê? En wat drasties moet gewig verloor, want hulle beenstruktuur kan fisies nie meer byhou daarbey nie. En om daai patrone te begin afbreek. Die navorsing was so interessant. Ek weet hulle het op 'n stadium 'n studie gedoen, sover ek verstaan, met 100 pasiënte wat toe op verskillende vlakke deur middel van elke moontlike resource wat hulle gehad het, hierdie mense gehelp het. So dit was either deur chirurgie of deur dieetkundiges of sielkundiges. Hulle het hierdie spanne gehad om te help met hierdie mense om gewig te verloor. Wat opgeëindig het om te gebeur is 98% van daai mense het hulle goal weight gekry, maar hulle het
weergewig en meer opgetel na die tyd as wat hulle geweeg het voor hierdie studie begin het. En die rede daarvoor was dat die oeroue patrone van hoekom ons oorgewig geëindig het, was nie aangespreek nie. Ons het nie dit uitgefigure nie. En jy weet daai weerstand wat jy bied teen daai verandering. Miskien is jy oorgewig want jou ma het liefde en voedsel aan mekaar gekonnekteer. Miskien het jy op 'n stadium 'n trauma beleef en jy het besef dat as ek oorgewig is, gaan mense my uitlos. En wanneer jy nou hierdie tipe gesprekke het van hoekom, ek weet dis goed. Kognitief verstaan ek, dis goed, ek moet gewig verloor. Maar emosioneel, hoekom kan ek nie gewig verloor nie? Dis net een voorbeeld. Ja, natuurlik, want ek dink nou aan dwelmverslawing. Enige iets wat jy wil verander in jou lewe. Enige patroon, dit hoef nie dramaties te wees nie. Dit is nou, ons praat soos in teorie van 'n nuwejaarsvoorneme wat niemand kan volhou nie. As jy, dit gaan nie so seer oor dat ek wil graag verander nie. Dit gaan meer oor ek moet verstaan hoe ek hier gekom het. Dat ek voel ek moet verander. Dit gaan oor die verstaan, dis wat ek hoor jy sê. Definitief. Jy weet, ek wil byvoorbeeld alkohol gebruik, nie eers misbruik nie, net as 'n voorbeeld gebruik. Ons is nou in 2026 en die gesprek rondom alkohol is legio, daai gesprekke. Ons verstaan alkohol het ons nie lief nie. Daar is letterlik geen benefit daaraan om alkohol te gebruik nie. Maar tog is dit so moeilik vir mense om te sê, ek gaan se muur ophou alkohol gebruik. Al beïnvloed dit hulle slaap negatief, al is hulle verskriklik emosioneel onstabiel vir 3 of 5 of 8 dae daarna, al beïnvloed dit al hulle verhoudings. Want wat bied die alkohol aan my? As ek nou totaal ophou drink, hoe gaan ek skielik met mense connect? Wat gaan al my sosiale sisteme van my dink? Gaan hulle my verwerp? So, 'n mens weet byvoorbeeld alkohol is sleg vir jou. Maar tog om dit aan te spreek en te sê, en ek kan sommer sien, ek kan sommer hoor mense wat nou daarop wat nou na ons gesprek luister, hulle het paniek wat styg daar in hulle binnestes. Want moenie eers vat aan die gesprek oor alkohol nie, maar ek gaan dit vandag doen. Ons gaan vandag daaroor praat. Want jy moet jouself daai verhoudings gebou. Want jy weet dit beïnvloed jou negatief. Maar wat beteken dit dan? Hoeveel van my vriende gaan oorbly as ek die dag besluit om op te hou alkohol gebruik? En natuurlik is dit nou die diep gesprek wat ons hier vandag het. Ja, jy weet wat goed is vir jou. Wat beteken dit as jy dit opgee? En kom ons wees eerlik. Daar gaan miskien uit die 20 pelle wat jy het, gaan daar miskien 4 oorbly. Wat dan okay is daarmee dat jy nie saam met hulle 'n bier in die hand het om die braai nie, en dalk het jy 'n non-alkoholiese bier in die hand om die braai. Maar dis die mense wat jou regtig respekteer. Dis die mense wat regtig jou beste belange ter harte dra en wat die beste vir jou wil hê. En ek weet nie van julle nie, maar ek het baie eerder 4 goeie pelle as wat ek 100 valse pelle om my het. Natuurlik. En die ander ding wat ek sit en dink ook nou is die angs en die eventueel seker ook maar die depressie wat saam met die hele gedagte gaan van ek weet wat ek moet doen, maar om een of ander rede kan ek myself net nie kry om dit te doen nie. En dan raak ons mos angstig en ons voel ons is swak en ons voel ons is so, en waar ek dink wat mens moet baie duidelik hoor wat jy vandag hier sê is, ek wil amper sê nonsens. Jy moet ophou. Fokus nou op hoe het jy hier gekom? Hoekom is jy hier? Raak bewus van die sekondêre wins. So ek weet ek bring nou hier skielik 'n woeste term hier aan die einde van die gesprek, maar sekondêre wins is wat kry ek regtig hier uit? Kom ons sê jy oorwerk jouself. Die oorwerk gee vir jou waarde of status in die samelewing. Angs hou jou waaksaam, so dit beskerm jou. Jy weet, om stil te bly in toksiese verhoudings beskerm jou teen konflik, maar ten watter koste? Wat gee jy prys om dan wel te oorwerk, alkohol te gebruik, oorgewig te wees, angstig te wees, stil te bly in problematiese verhoudings? Wat is die sekondêre wins en is dit regtig 'n wins of is dit eintlik 'n verlies? Mense, as jy 'n vraag het, kan jy e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Ek sê baie dankie aan Loretta Fix, sy is 'n voorligtingsielkundige van Johannesburg. Alle besonderhede is hier by hierdie gesprek, so as jy hulle wil kontak, gaan kyk daarso, en sy doen aanlyn terapie, so die wat nie in Johannesburg is nie, julle kan ook daar gaan kyk gerus. Dankie dat julle vandag gekyk het, en dan die heel belangrikste vir alles en almal wat hierna kyk en luister is, kyk mooi na jouself.